Het jy al ooit gewonder hoe 'n siekte wat 'n hele leeftyd neem om te bou, jou in 'n kwessie van minute kan doodmaak? Dis die sentrale raaisel van aterosklerose en dis presies waarin ons vandag gaan duik. Kyk, hierdie aanhaling uit ons bronmateriaal sê dit eintlik perfek. Dekades se stille, onsigbare opbou en dan, skielik, 'n katastrofe binne minute. Dis hierdie skokkende spoed wat die siekte so ongelooflik gevaarlik maak. En moenie dink dis 'n klein probleempie nie. Die omvang hiervan is, wel, dis massief. Kyk na hierdie syfer, 121,5 miljoen. Dis hoeveel Amerikaners na raming met die een of ander kardiovaskulêre siekte leef. En aterosklerose, dis een van die hoofoorsake. So ja, om hierdie siekte te verstaan, dis nie net 'n akademiese oefening nie. Dis krities vir ons almal. So, kom ons spring weg en kyk na presies daardie paradoks. Hoe op aarde kan iets wat so stadig, so stilletjies opbou, so skielik en katastrofies toeslaan? OK, hier's die deel wat my regtig laat regop sit het. Ons dink mos altyd aterosklerose is 'n ou mens siekte, reg? Iets waaroor jy later bekommerd moet wees. Wel, dink weer. Die waarheid is, hierdie hele proses skop al in ons kinderjare af. Ja, jy het reg gehoor. Studies wys die heel eerste tekens begin vorm wanneer ons nog kinders is. Kyk na hierdie tydlyn. Dit wys presies hoe die lewe van so 'n plak uitspeel. Dit begin in jou kinderjare met hierdie klein dingetjies wat hulle vatterige strepe noem. Dan, soos jy 'n jong volwassene word, begin daai strepe erger word. Teen middeljarige ouderdom, wel, dan's daai klein streepies nou groot komplekse plakke. En dis dan wanneer hulle 'n katastrofiese gebeurtenis kan veroorsaak. So, hoe maak so 'n plak jou dood? Wel, voor ons daarby uitkom, moet ons eers die moordwapen self verstaan. Kom ons kyk van naderby na die anatomie van hierdie moordenaarplak. Die hele ding ontvou basies in 4 fases. Eers het jy daai vroeë letsel, die vetterige streep. Dan begin die plak groei en letterlik in 'n slagaar inbult. Fase 3 is wanneer dit 'n gevorderde plak word met 'n veselagtige doppie aan die buitekant en 'n gevaarlike kern aan die binnekant. En dan, die laaste stap, die een wat alles verander, daardie doppie breek. En dis daai kern wat die ware gevaar inhou. Die naam self, ateroom, kom van 'n Griekse woord, ather, wat beteken pap, soos in havermoutpap. Dis nogal 'n goeie beskrywing, want dis presies hoe dit lyk, 'n papagtige mengsel van vette en cholesterol. So, kan jy jou indink? As daai doppie breek, kom hierdie pap in kontak met jou bloed, en dit veroorsaak onmiddellik 'n massiewe bloedklont. Nou, hier's 'n belangrike punt. Nie alle plakke is ewe gevaarlik nie. Die wat ons regtig bekommer, is die sogenaamde kwesbare plakke. Dink daaraan so. Hulle het 'n baie dun, swak doppie. Binne-in is 'n groot poel van daai lipidpap. En die hele ding is vol inflammatoriese selle wat daai dun doppie nog swakker maak. Dis letterlik 'n tikkende tydbom wat in jou slagaar wag om af te gaan. So hoe het wetenskaplik is dit alles uitgepleis? Wel, soos enige goeie speurverhaal, het dit begin met 'n paar vroeë leidrade en hipoteses. Kom ons kyk 'n bietjie na daai eerste pogings om die raaisel op te los. Aan die een kant het jy die Lippi-hipotese gehad. Die idee was eenvoudig: te veel slegte cholesterol in jou bloed lek in jou slagaarwand in en dis wat die letsels veroorsaak. Aan die ander kant was daar die reaksie op beseringshipotese. Hier was die idee dat iets die binneste voering van die slagaar fisies beskadig en die hele proses is eintlik net 'n genesingsreaksie wat heeltemal hand uitdruk. En die snaakse ding is, nie een van hulle was heeltemal verkeerd nie, maar hulle was ook nie heeltemal reg nie. Dit was soos twee mense wat elkeen 'n ander stukkie van 'n reuse legkaart vashou. Hulle kon nie die hele prentjie sien nie, want dit was baie meer kompleks as wat enigeen van hulle gedink het. En dit, my vriende, bring ons by die groot aha-oomblik in hierdie hele storie. Die moderne, verenigde teorie wat al daardie los stukkies van die legkaart bymekaar trek. Die ware skuldige? Inflammasie. Ja, die konsensus vandag is duidelik. Aterosklerose is nie net verstopte pype nie. Dis nie 'n loodgieterprobleem nie. Dis 'n kroniese inflammatoriese siekte. Dit is 'n aktiewe, aanhoudende biologiese oorlog wat binne in die wand van jou slagare gevoer word. So, hoe werk dit? Wel, dit begin alles wanneer daai slegte cholesterol, die LDL, in jou slagaarwand vassit. Jou liggaam se immuunstelsel sien dit en dink, "Ha, 'n indringer," en stuur sy soldate, die immuunselle, om op te ruim.
Maar hier is waar dit skeefloop. Die immuunselle vreet so baie van die LDL dat hulle opblaas en verander in iets wat skuimselle genoem word. En hierdie skuimselle is die engines wat 'n bose kringloop van chroniese inflammasie aan die gang hou, wat daai plek oor dekades heen opbou. Hierdie aanhaling slaan die spyker op die kop. Jy kan hulle net nie van mekaar skei nie. Die cholesterol is nie net die bakstene vir die plak nie, dis die vonk wat die hele inflammatoriese vuur aansteek. Dit draai jou eie immuunstelsel teen jou. En ons weet dit nou tot op 'n molekulêre vlak. Wetenskappers het hierdie proteïene kompleks binne in ons immuunselle ontdek en hulle noem dit die inflammasoom. Wat hulle gevind het, is dat wanneer cholesterolkristalle in daai papkern vorm, aktiveer dit hierdie inflammasoom en dit is wat die superkragtige inflammatoriese reaksie afskop. Dis die direkte bewys wat wys hoe cholesterol die inflammasieknoppie druk. OK, so nou dat ons verstaan hoe hierdie ding werk, kom ons by die vraag wat regtig saak maak. Kan ons die skade omkeer? Is daar enigiets wat ons kan doen om hierdie gety te draai? Is die vorming van plak in jou are 'n eenrigtingstraat? Is dit iets wat net erger en erger word, maak nie saak wat nie? Of is daar 'n kans dat ons dit kan laat terugtrek? Wel, die goeie nuus is die data sê nee, dis nie 'n eenrigtingstraat nie. Kyk bietjie hierna. In een groep met matige behandeling het die plak oor 18 maande steeds gegroei, maar hier's die ongelooflike deel. In die groep met intensiewe behandeling het die plak nie net opgehou groei nie, dit het gekrimp. Dis dalk nie 'n reuse syfer nie, maar dit bewys iets krities. Jy kan hierdie proses nie net stop nie, jy kan dit omkeer. En dis die absolute sleutelboodskap hier. Daardie plak is nie 'n stuk klip in jou are nie. Dis 'n lewende, dinamiese ding. Dis veranderbaar. En dit beteken dat dit kan terugsak. Dit plaas 'n bietjie van die beheer terug in ons hande en dit gee ons enorme hoop. So op die ou end is dit duidelik dat aterosklerose nie iets is wat oornag gebeur nie. Dit begin in jou kinderjare. Jou liggaam fluister vir dekades lank waarskuwings vir jou. Die groot vraag wat ons almal onsself moet afvra is, luister ons?